Goeiedag. Ek het laasweek begin praat oor die storie van 2 Konings 3. Dis die storie van 3 konings. Laasweek het ek vir jou verduidelik, wanneer dit gaan sleg, wanneer jy voel laag, grou. Moenie vlug nie, moenie terug nie. Grou, dit beteken, gaan dieper in die Here. Verwag dat hy vir jou sal voorsien. So 'n bietjie agtergrond van hierdie storie. Daar is 3 konings. Een se naam is Messa. Hy's 'n koning van Moab. Nou lankal tyd het Israel teen hom baklei en hy het verloor. Nou elke jaar moet hy betaal vir Israel 1000 ramme en 1000 lammertjies en die wol van 1000 ramme. Elke jaar moet hy gee. Maar hy is nou moeg. Hy wil nie meer nie, want dit is soos belasting. Hy het oorlog verloor, Israel nou beheer hom, nou hy moet betaal belasting. Die tweede koning is die koning van Israel. Sy naam is Joram. Nou Joram is die kleinseun van Agab. Hy was een van die slegste koning ooit in Israel. Maar hierdie Joram hoor, hy sien, daardie koning van Moab wil nie meer betaal belasting, daardie 1000 lammetjies en 1000 ramme se wol nie. Hy sê, hy gaan hom oorlog maak, gaan hom dwing. So hy gaan om oorlog te maak teen hierdie Messa. Dan is daar 'n derde koning, Josafat. Onthou daardie tyd, Israel, Juda. Israel is bo, Juda is onder. 10 stamme, 2 stamme. En nou wil hierdie Joram, hy bietjie bang, hy wil nie alleen nie. So hy vra die koning van Juda onder, om saam met hom te gaan oorlog maak teen Moab. Maar nou tussen Israel en Moab is daar 'n ander land. Daardie tyd was die naam Edom. Dit klink soos 'n rekenaarfout, Edom. Maar en hierdie Edom is 'n land waaroor hulle moet gaan om oorlog te maak. So ook hulle vra die koning van Edom saam. Dit beteken hulle baklei teen Moab, 3 teen 1. Moab en dan Israel, Juda en Edom se konings saam. Nou hierdie soldate, hulle marseer. Hulle gaan na Moab. Daar hulle gaan nou oorlog maak. En hulle marseer, hulle loop ver. En na 7 dae, nou is hulle naby, daar is Moab, daar is die land waar ons veg, maar daar is 'n probleem. Die rivier, waar ons gedink het, ons nou gaan kamp, ons gaan hierso, voor die oorlog, ons gaan sterk, ons gaan lekker eet, ons gaan water drink, ons gaan ons bottels volmaak, ons diere, ons perde, alles, gaan ons nou water gee, toe is die rivier droog, niks. Nou, vra die koning, wat gaan ons doen? Ons gaan nou sterf. Die koning van Israel sê, ja, is die Here, hy stuur ons hier, hy wil ons moet doodgaan. Maar Josafat, die koning van Juda, vra, is daar 'n profeet van die Here naby ons?
Een van die soldate sê, ja, Elisa, profeet Elisa, Elisa, hy is naby. Koning van Israel, wil nie met hom praat, ek hou nie van hom nie. Hy altyd praat negatief, hy altyd praat teen my. En dis waar. Want daai koning van Israel, Joram, hy is stout, hy wil nie hoor die Here, hy luister nie die Here. So dis waar, die profeet raas hom. Nou, hou nie van profeet, wil nie gaan. Baie maal gebeur dit so. 'n Pastoor, of 'n dominee, of een of ander geestelike leier, hy praat met jou oor wat sê die Here, en jy kom en jy sê, ja, nee, oordeel my, ek hou nie van daai een praat soet woorde, ek gaan na hom. Nee, die profeet, die ware profeet, ongelukkig daar's valse profete ook, maar ons praat oor Elisa, die ware profeet van die Here. Hy's nie altyd sagagtig, nee, hy's streng, hy's reguit, hy praat, hy sê, wat sê God? Maar Israel koning, hy's nie lus om met hom te gaan praat nie. Josafat, wat lief is vir die Here, wat gehoorsaam is, die koning van Juda, hy sê, kom ons gaan. En so gaan hulle. En dis die verskil tussen daardie twee konings. Die een sê, hy blameer, hy's kwaad vir die Here. Dis sy plan, hy wou gegaan het. En nou sê, ja, maar die Here, ons gaan nou sterf, die Here wil my nie help nie. Ek het al te veel gehoor mense praat so. Die Here gaan jou nie help om verkeerd te doen nie. Maar as jy gehoorsaam is aan hom, as jy is getrou aan hom, ook al maak jy 'n fout, sal die Here jou help. Nie om die fout aan te gaan nie, nie om die fout te stop en te verander. So die een man sê, nee, dis die Here, hy wil ons doodmaak. Ek is nie lus vir daardie profeet, daardie woord van die Here nie. En die ander koning sê, daar's 'n profeet. Kom ons gaan sien hom, sodat die Here ons kan help. Laat ons hoor wat sê die Here. Waar staan jy vanmôre? Mag ek met my hart, my bedoeling, al is ek nie 'n volmaakte mens nie, vanmôre profeties in jou hart praat en sê, die Here sien jou swaar en jou dors. Moenie hom blameer vir die verkeerd nie. Jy het besluit om hierdie pad te loop. Maar dis nie te laat nie. Soek die Here en sê, Here, laat u profeet, u woord, gemeng met die krag van die Heilige Gees, met my praat. Die een wil vlug van die Here. Die ander een sê, hey, hier's moeilikheid, kom ons gaan soek die Here. Jy kies. Kom ons bid. Here, ek bid dat ons altyd sal onthou. Maak nie saak, ons is vallei, ons is dors, ons kry swaar. Dat ons nie vir u sal kwaad nie, maar meer nog dat ons u sal soek om te hoor wat sê u. En ook gehoorsaam te wees. Al kry ons raas. Dat ons nie sê, ja, ons kry oordeel. Nee. Dat ons ook sal sê, die raas, help my om beter te besluit en reg te doen. Dankie, Here, dat die profetiese woord
en u Heilige Gees saamwerk om op die ou einde oorwinning te bring. Amen. Ons praat volgende week verder oor hierdie storie. Sien weer.